Welkom terug by die Raad Rugby podcast. My onderste bo lewe is uiteindelik bietjie meer in orde en dis terug na normaal toe. Dankie tog Dion. Dankie vir jou geduld dat jy so met my vasgebyt het want jy kyk as daar bouers rondom jou rondhang. Ek het laasweek vir Harry 'n video gestuur wat om my aangegaan het terwyl ek en hy en John Cardinelli gepraat het. Ek kon nie glo wat hulle gesien het nie. Dis nag my maat, maar dankie. Dis ons weer terug. Nee, en weer lekker om weer te gesels. Nee, kyk het dis lekker om elke week 'n podcast te hê, maar soos die odd week mis ook 'n probleem nie, want ja, die program is ook maar vol. Ek het juist vandag weer by 'n skool gehelp en die ou vra my toe, doen ek dit voltyds? Ek nee, hierdie is my stokperdjie. Ek het 'n regte egte werk. So ek waardeer die breek so nou en dan, maar Ja. ek hoop en vertrou alles is nou in plek. Wel, terwyl jy nou praat van die podcast, nou, jy weet ons het hierdie podcast begin as soort van 'n skool rugby podcast laas jaar. En skool rugby gaan ons nou nie die hele jaar aan nie. Dit het 'n soort van 'n bietjie van 'n breek gevat. Hierdie jaar het weer begin optel, maar toe kom ons agter. En ek kom toe nou agter, maar Dion de Kok ken almal wat leef en beweeg van rugby. Toe dog ons, kom ons brei die podcast 'n bietjie uit, né? Want jy kan enigiemand in die hande kry en ons het 'n paar interessante mense al gehad by die podcast, Ellen Sondag en so meer. Wat 'n ander plan het ons vir die podcast is nou vorentoe kyk. Ja, en ja, ek dink wat jy sê is 100% reg. Ek dink ons is seker maar nog steeds oorwegend 'n rugby. Ons hou van vir skoolrugby, ons hou van skoolrugby gesels. Maar skoolrugby hou nie heel jaar aan nie, en ek dink op die einde van die dag is ons ook ek sê altyd ek hou daarvan om met interessante mense te gesels. En dit is nou 'n rugby podcast, so as al mense daar buite is, en die sê ek ken al almal, ek dink hy oordryf, ek ken nie almal nie. Nou wel ken jou. Ek wens ek het almal geken, ek ken nie almal nie. Maar ja, ons het 'n paar, ek het 'n paar ouens opgelyn wat ek wil nader. Ek dink Nico is eintlik hy is die ou wat hy kan nogal deure oopmaak. So daar's 'n paar ouens wat ek opgelyn het wat ek baie graag op die podcast wil hê. So ons gaan ek wil nie nou name noem nie, want dan kry ek dit nie reg nie. Maar ek dink ons wil oor die algemeen, ons wil regtig gesels, interessante mense gesels. Ek sê altyd ek hou daarvan om met afrigters ook te praat, want ek hou van mense se stories. Ek geniet mense se stories en hulle rugby stories. Maar ja, ek dink, sorry, ek maak nou 'n lang antwoord, maar ek dink ons gaan nog steeds skoolrugby praat, maar ons gaan ook met interessante mense in rugbykringe praat. Nou, terwyl ek so van praat, né? Ons het laas jaar het ek 'n bietjie met Ooskus Gimnasium gesels. Hulle het 'n bietjie van 'n skoonmaak gehad daarso en ons het hulle 'n bietjie gehelp om skooliere te werf ensovoorts, en ek het vandag het hulle met dit weet, hulle het van 250ste in die land af opgeskuif na 129ste en iets is dit, en dinge begin beter lyk. So ons gaan 'n bietjie weer met hulle gesels, 'n bietjie vorentoe kry, maar ek wil sommer hierdie geleentheid gebruik vir mense te sê, as julle met ons wil kom gesels op Rad Rugby, laat ons weet. Ons sit die kontakbesonderhede hier onder in die beskrywing. Stuur vir ons 'n e-mail en dan kontak ons jou. Dan gesels ons oor julle skool of wat julle ook al gedagte het. Julle is welkom. Maar intussen gaan ek en Dion 'n bietjie sommer net rugby oor die algemeen gesels. So voor ons 'n bietjie meer gesels oor Ratel Rugby, julle besigheid of julle ding wat julle akademie wat julle mee besig is. Vertel my 'n bietjie van hierdie wedstryd die naweek wat jy vir uitgedraf het vir die Blou Bulle teen die Cheetahs nogal. Wat het daar gebeur? Ja, en ja, ek dink dit was bietjie daar op die einde toe ek nou na die tyd oor die ding, toe dink ek Nico het my bietjie daar hy het my daar, hoe sal hy sê, die man sonder die bal gespeel. Want hy het begin om die span bymekaar te kry. Willem Strauss het hom gevra om die span bymekaar te begin kry, want hy sou die afrigter wees. En toe bel hy my dadelik en hy sê vir my, luister, hy moet nou 'n span bymekaar begin kry, en hy het my klaar op 9 uit. En ek sê vir mense, ek beskou myself as nogal 'n berekende mens. Ek neem nogal berekende besluite. Ek's klaar met die dinge van die jong mense. Nou so ek neem berekende besluite 99% van die tyd, maar daar's altyd daai 1% wat deurglip. En hierdie was een van daai 1% besluite, né? Nou en toe wat gebeur is, toe kom ek nou eers later agter, want toe hy dit sê, toe neem ek aan dis almal my ouderdom ouens wat gaan speel, né? En toe vind ek uit, nee, Legends is minimum ouderdom 35. So, ek weet nie van die Cheetahs se span nie, maar soos ons span, ek het nou net vinnig daar rondgevra, is almal hier laat 30s, dalk vroeg 40s. So daai sit soos 10 jaar op my. So, maar ja, toe het ek nou commit, so toe sê ek sal speel, maar ek sê eerlik, ek het vrees gehad vir besering, want
Ja, ouetjie wat 10 jaar op my het van daai ouens het nog 'n jaar of 2 terug nog proper club rugby gespeel of professioneel gespeel. Maar soos ek vir almal sê, ek het die kontak situasie mooi hanteer, mooi beheer. Dit kom maar met wysheid. En Wat jy ontwyk. ja, ek het gesê kyk, ek gaan nie 'n tackle soekie. As hy na my toe kom, gaan ek hom maak. Ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar ek gaan hom nie soekie. En ek het gesê kyk, my beste, ek moet net so vinnig as moontlik skoonmaak. Dit bly skramskakel se primêre werk. En ek het goeie terugvoer gekry. Ouens het sê ek het mooi skoon gemaak, so ek's happy daarmee en ek het nie beserings nie. So ek's happy. So ek wil ook net sê hats off vir die Cheetahs rugby. Dis hulle het baie moeite gedoen en dan vir die Bulls rugby. Ek dink uh um Frikkie Bosman was ons spanbestuurder. Ons sal hom onthou het vir die Bulls voor hy gespeel. En hy het nogal gesê mense moet eintlik elke provinsie so legend span kry. Ek dink is 'n ja, ek dink die ouens geniet dit en ek dink is 'n lekker. Ek dink die mense geniet dit ook. Is lekker 'n bietjie, maar ek dink dit was my laaste een. Ek dink ek's nou full circle gaan, maar dit was lekker geweest, baie lekker geweest. Wie het toe gewen? Die Bulle het gewen 25-23, maar ek moet sê by die Cheetahs die laaste minuut toe skoor hulle. So dit was 5 wat sit wel het oorgeskop 25-15 gewees toe 25-23 so ja, maar die Bulls het toe daarom nog gewen op die einde. Maar ja, ek's net dankbaar ek het besering vry van die uit die game uitgekom. Hoorie, maar interessante ding wat ek sien het daar. Ken jy die Timba, 'n groot vriend van ons kanale. Hy was jou loskakel. Hy self al by die 50, is dit nie? Ja, so wat gebeur het is hy sou begin het en toe het hy onttrek, ek kan nie onthou hoekom nie, maar toe sê hy nee, okay, hy sal net ruk speel, maar ja, hy's 50. So Len Olivier het op die einde gespeel. Ou sal Len Olivier ook onthou. Len het gespeel, Valke gespeel, 'n paar game Bulls gespeel. Ek kan net hy het in Frankryk lank gespeel, maar Len kan nog Joel, hy kan nog daar's 'n paar van ons ou wat die ouens sal onthou is Dillery de Pre. Dis so ons het gaan kyk. Ek was tweede oudste gewees. François Eys Slot, hy het vir die Valke gespeel. Hy was die oudste en dan was ek Kennedy en Dillery tweede oudste of 50. Maar Dillery de Pre, ek dink as 'n provinsiale span om nou, jy kan daai ou vandag saai. Ek beloof jou, daar's provinsies draai vandag. Jy moet daai ou is in ongelooflike shape. So ja, natuurlik kliphard soos in sy speeldae gewees. Maar ja, Kennedy het toe opgekom gespeel, maar hy het ook na die tyd vir my sê Emmy Smith het ook gespeel, Flav gespeel vir Cheetahs. Hy's ook ons era gespeel. Maar ja, was 'n lekker outing, maar ek dink ek gaan weet daar's risiko verbonden nou. So Ja, dit sê almal 50 plus is. Ja, maar selfs dan, want dan het jy iets om te bewys. Jy weet ons wat gebeur as iemand iets het om te bewys. Ja, dan kry hulle almal sê. Maar okay, kom ons gesels 'n bietjie oor Ratel Rugby. Julle, wat noem ek dit? Is dit akademie, is dit 'n klub, is dit 'n besigheid? Wat is Ratel Rugby? Ja, weet jy wat, ek weet self nie, en weer. Ons is Ratel Rugby was in die begin, so vir die ouens wat nou die storie, ek gaan die storie nou weer net vlugtig vertel. So Ratel Rugby ontstaan het is, ek was tydens COVID, ek's gelukkig, ek's in die landboubedryf. So ons het tydens COVID, my vrou sê altyd, ek het nie geweet wat's COVID nie, want ons het net aangehou werk. En op baie stadium het ons op 'n plot gebly, so ons het ook nie cabin fever gekry nie. So en ek het tydens COVID kon ek gewoonweg werk in die week, maar nou sit jy naweek in die huis en ek sou ou wat sukkel om stil te sit. En op baie stadium het ek 'n blueprint vir skramskakels ontwikkel. En ek dink toe, weet jy wat? Kom ek maak die video's, ek sit dit op Facebook en dan kyk ons dan maar. En ek het toe die video's begin maak, ek kan nog goed onthou as dit nog nou het ek 'n bietjie van 'n tripod en dan daai tyd het ek so 'n leer gevat en 'n stoel gevat en dan plak jy die foon vas en Ja, ek nou ken moet daai. my dogter moet die ding stil hou en alles. En toe het ons die video's gemaak en toe kry ek nogal lekker, want almal het seker maar was op social media en toe kry ek nou nogal lekker traction en nou raak jy nou dink ek kyk die skramskakel video's, wat moet ek nou terug doen? Toe doen ek besluitnemingsdrills, decision making drills met Lego blokkies en die ouens geniet dit toe begin ek kry weer goed post.
So dis waar hy sy oorsprong. So Ralto Rugby, om terug vir my vraag toe, was oorspronklik 'n Facebookblad. Maar nou as mense my nou vra, kan ek nie vir hulle nog steeds sê dis 'n Facebookblad nie, want dis nou 'n geregistreerde besigheid. Dis nou 'n PTY Limited, dis 'n Ja, geregistreerde besigheid. okay. Ja. Maar maar dit klink nog steeds, ek weet nie, dit klink net nie regstreeks soos 'n besigheid, maar okay, is 'n geregistreerde besigheid. Maar hy het nou al soveel bene gekry. So obviously ons is op social media nog aktief. Dan het ons die akademies. Dan doen ons die CRAD klinieke. Ons kan nou praat oor die CRAD klinieke. Wat is 'n CRAD kliniek? Ek sal nou daaroor praat. En dan het ons nou al 'n parel begin. So ons het nou al Apparels is boeke in en klere treye ook. Ja, okay. klere en daai tipe van goeders. So ja, so dat hoe sal ek sê, ons het dis daar amper daai het in die rivier gespring as 'n Facebookblad en hy het vertakkings begin kry. En onthou ek het so seker 2 jaar terug. Ja, 2 jaar terug. Nou moet ek mooi dink. Jaar en 'n half, 2 jaar terug, 2 jaar terug. Musiek al amper 3. Ja, ek dink 2 jaar terug. Het ek want dit is uniek hoe. So ek het hom begin en toe het ek my dogter by die lughawe afgelaai want sy swat in Stellenbosch. En op baie stadium toe weet ek Nico is weg by Tuks en Menlo. En ek dink toe hier, ek voel ek backline spel kan ek myself forwards. Ek weet wat ek weet en ek weet wat ek nie weet en ek bel hom toe. Hy sê nee, hy het nie, ouens het hom genader, maar hy het nog nie besluit geneem nie. En toe het hy my gejoin. En ja, ek dink eers ons maak 'n lekker kombinasie. En ag, daar's goed wat bykom. Ons het nou wat sal in Afrikaans sal dit is daar so 'n affiliasieborg, affiliation partner, Ja. affiliasie Okay. vernoot. Ja. So ons het NPL wat die O ja. supplements doen. Ons het hulle Monja. ons het Grabhouse doen eintlik great werk. Ons kan nou oor neemdeel praat. Ek moet eintlik opvolg met hulle, maar hulle het kratte nou begin uitsit by hulle restaurante. So ons so 'n paar van daai ons genader. En dan is daar nog klomp goed wat opduik. Die nuutste ding waaroor ons mees opgewonde is ons nuwe app wat ons nou hopelik binne die volgende maand gaan aan die gang gaan kry. Dis Nico se brainchild. Ek sê altyd, ek praat van ons app, dan korrigeer ek myself, sê ek nee, as jy ons app, ek wil eintlik sê is Nico se app. Hy het al die werk gesit, maar net vir nog op die app. Ons reis nogal na die platteland toe met ons klinieke. En 'n probleem wat ons sien is daai plattelandse skole het nie altyd, hulle het nie die hulpbronne nie. So jy kom by 'n skool, dan is daar een mansonderwyser en daar's 10 paas wat coach. Maar die pa coach man help maar daar's iemand anders by, maar hy sit nie in die aand en doen beplanning vir afrigting en fors na. Jy kry die paar min van hulle en jy verstaan dit. Hy het dit lewe. So ons het nou 'n app ontwikkel en ek gaan hulle baie eenvoudig verduidelik. Nico kan hom baie meer kleur gee. Maar jy kan gaan en jy kan op die app kan jy byvoorbeeld kies. Jy kan sê jy rig onder 11 span af en jy wil verdediging doen en jy wil aanval doen. Ons noem nou net 'n voorbeeld. Dan gee hy vir jou, dan sê hy vir jou onder 11 span opwarming soveel minute en hy gee vir jou opwarming video's. Hy sê vir jou verdediging, watse aspek van verdediging wil jy dit doen? En hy gee vir jou video's en sê aanval, watse aspek en hy gee vir jou video's en dan gee hy vir jou die hele afrigting. Dis amper soos om 'n personal trainer vir rugby te hê. Hy gee vir jou 'n program. So wat nou gebeur, die pa wat afrig wat dalk vlak 1 het en hy's dalk hy kort 'n bietjie kennis of hy het nie baie ervaring, hy kan nou fisies op daai app gaan en hy kan vir hom 'n program ontwerp op grond van sy behoeftes. Daar's nog baie meer detail aan, maar dis maar oor hoofs. Maar ek dink wat ons moet doen, ons moet laat Nico in elk geval hy kan die app, want die app is ons gebruik hom, hy's net nie lewendig nie. Maar hy kan dan vir die mense presies wys. So ons dink daai gaan 'n groot leemte vul vir skole wat nie die hulpbronne het nie, want daar's baie skole wat hulle het dit nie. Hulle het nie manspersoneel nie. Hulle het nie ouens wat 'n blueprint kan bou nie. En dis hopelik wat ons met die app gaan doen. As ek Nico vasdrap, dit is goed genoeg om 'n eie podcast te doen. Kan ons daai video materiaal inbring en alles vir mense wys. Wanneer gaan hy nou lewendig word? Wat is die plan?
Hy was nou, dis juist die rede hoekom ek nou die WhatsApp kry, die rede hoekom hy nou nie ons vanaand hier is nie, is hy was nou juist by die ou wat dit vir ons doen. Maar ek dink daai ding is soos 'n ek sal verbaas wees as ons nie om die binne volgende week of twee kan launch nie. Ja. Hm. En maar wat ons kan, dis dalk 'n goeie idee. Ons doen sommer net julle ons doen 'n ding en ons doen soos 'n Ja. sorry, jy raak nou kwaad met die Engels en Afrikaans, ons doen 'n demo. Doen 'n demo, ons kan vir presies vir hulle wys hoe dit lyk. En ons Ja. wil hom verder vat, want wat ons wil doen is nou wil ons posisie spesifiek ook gaan. So ek wil my skramskakel blueprint op hom sit. Ons kan ons praat met skoppers, kyk om 'n skopper, 'n haker. Nou kan 'n ouer byvoorbeeld gaan en sê my kind se skramskakel, maar ek sit in Pofadder. Ek kan nie uitkom met Pretoria nie. En hy gaan toegang hê tot my skramskakel blueprint of bloudruk vir jou en weer. Ja, dis nie ek wat kla oor die Afrikaans en die Engels nie. Ek kry elke week pakslae, maar ek is ook geneig om Engelse woorde hier en daar in te glip. Dis nog mense maar Engels moet mens Afrikaans praat, man. Ons is nou nie almal taalpuriste nie of taalbulle soos iemand nou die dag vir my gesê het nie. Nou ja. Maar kom ons praat gou oor die paar ander dinge wat jy doen. Eerste plek, kom ons praat oor hierdie CRAD ding van julle. Nou waarvoor presies staan CRAD? Ja, so ek dink was nou dieselfde tyd met COVID. Jy sê mos altyd, nou dink jy rugby en jy dink alles. En toe het ek met die konsep van CRAD uitgekom. En toe ek en Nico nou by mekaar kom en ek sê vir hom ons klinieke moet CRAD klinieke wees, toe vra ek wat's dit en hy hou toe ook van die konsep, maar wat ons sê is daar's so CRAD staan vir C staan vir catch and pass, R staan vir racking, A staan vir attack en D staan vir defense. Wel defense moet eintlik jy kan seker maar tackling noem, maar kom ons noem dit defense. En wat ons sê is elke rugby speler van 1 tot 15 moet daai 4 komponente kan doen. Nou daai 4 komponente het subafdelings, daar's onderafdelings van dit. Maar ons sê dis die fondasie van enige rugby program is CRAD. Okay. Stel dit so. Okay, kom ek verwoord dit anders. Ek dink nie die fondasie is CRAD nie. Ek dink die fondasie is kondisionering en kultuur en die 4 pilare waarop jou rugby gebou word is CRAD. Jy kan byvoorbeeld die beste aanvallende patroon in die wêreld hê. As jy nie kan catch and pass nie, dan beteken dit vir jou niks nie. Jy kan die beste aanvallende patroon in die wêreld hê, as jy nie verstaan van aanval nie, en ek sê altyd aanval is, ek noem dit nou in Engels, controlling time and space. Jy beheer tyd en spasie. As jy nie verstaan hoe jy tyd en spasie moet beheer en op watter manier jy tyd en spasie beheer nie, dan sal die beste beweging in die wêreld ook nie werk nie. So ons sê, as jy na 'n rugby program gaan kyk, kultuur en kondisionering is ons fondasie en die 4 pilare CRAD, catch and pass, racking, attack en defense. So hoe ons CRAD klinieke gewoonlik lyk, ons het nou so 'n week, 2 weke terug in Volkshuis gedoen. Ons doen eers 'n witbord sessie met die afrigters, waar ons 'n coach the coaches doen. So daar gaan ons deur 'n klomp goed wat ons ook nou ons gaan hom verander. Wat ons graag wil doen in daai witbord sessie, ons wil die skole help om 'n bloudruk te bou. Want skole het dit nie. Hulle het nie 'n bloudruk van watse taal gebruik ons in terme van hoe lyk ons calls nie. Watse aanvallende patroon, watse verdedigingspatroon, hoe lyk ons opwarmings, hoe struktureer ons week nie. Ek praat van 'n kurrikulum. Ek sê altyd 'n graad 3 juffrou stap nie by 'n klas in en sê, ek het hierdie graad 7 somme gesien gisteraand nie, kom ons doen dit nie. Hulle gee graad 3 wiskunde, want daar's 'n graad 3 kurrikulum. So dis wat ons maar bedoel met 'n blueprint. So, sorry om terug te kom na ons klinieke. So daai coach the coaches is wat ons nou wil doen, is ons wil hom probeer verander, laat ons begin om vir daai skool 'n bloudruk te bou vir hulle skool, 'n raamwerk, en hulle kan homself inkleer, en dan doen ons gewoonlik of dieselfde dag of die volgende dag doen ons die CRAD. So ons doen 'n uur op elke faset, 'n uur catch and pass, die principles om dit, racking, attack en defense, en dan party skole het ekstra behoeftes. Hulle wil bysit
aanvallende patroon, verdedigingspatroon, lynstaande scrums, scrumskakels, loskakels, daai tipe van goed. Maar ons sê altyd, ons sien dit as twee. Ons dink jy moet jou CRAD kliniek eers doen, want dit is jou fondasie of jou pilare in jou fondasie. En dan die tweede fase is, dan gaan jy, ons noem dit span spesifiek. Dan raak dit aanvallend, verdediging, scrums, lynstaande, daai tipe van goed. So ja, dis basies waar die term CRAD vandaan kom. Hoe werk dit nou? Hoe kom julle by die skole uit? Jy weet, hoe verstaan jy? Ek probeer daai kloutjie by die oor kry. Hoe het jy nou byvoorbeeld by Volksrus uitgekom? So ons het ek dink baie van die goed het ons deur social media, wat ons nou maar dit adverteer en ons kom by ons uit. En dan het ek ook nou, ek het deur die jare so databasis van skole afrigters opgebou en hulle hou maar kontak met jou en dan hoor iemand, 'n goeie voorbeeld is 'n pa het ek het 'n seun afgerig en hy sê toe vir my, die pa sê vir my, luister, hulle skool het nou 'n fondsinsameling en kan hy een van my afrigtingssessies, skramskakel afrigtingssessies, kan hy dit nou op die auction sit. En ek sê van, ja, jy kan nie baie geld kry, maar ek sal die ouetjie, as wie ook al wil betaal vir dit, ek sal vir nie gaan coach vir daai, as dit nou vir jou skoolgeld gaan inbring. Jy het met baie geld gaan inbring, jy kan draai. En ja, en toe het hy, en toe ek nou by die skool kom, toe is die ouetjie is toe 'n flank. So, dit was eigenlijk, toe sê ek, okay, maar wacht, kom ons vat 'n uur, ons doen die CRAD met jou, ons doen daar 4 komponente, en toe sê ma en die pa, toe like hulle na die konsep, toe nader die skool, en toe sê die skool, nee, ons moet die CRAD kom aanbied, so typies so sulke goeders. So is maar social media, dis maar word of mouth. Volksrus het ons nogal 'n verhouding mee, ons het hierdie jaar met hulle rugby week, was ons daar as afrigters, wat ons die skole spanne gehelp het, en hulle het nou, dis eintlik 'n mooi storie, sorry, ek gaan nou die ander route, maar ja, hulle eintlik 'n mooi storie. So, hulle het, Volksrus het nou, dis die eerste keer in die geskiedenis van Volksrus dat hulle junior club begin het, junior club rugby, want hulle het gesien, hulle het 'n probleem dat, jy weet, baie van die ouers, hulle skuif hulle kinders nou, of kinders gaan Ermelo toe, of selfs Voortrekker en Witteberg, en so hulle het nou junior, en weer eens, dis een wat het gedryf het, hulle het 'n junior club begin, en ons het die junior club se dag gaan aanbied, en daar was al gros kinders, en dis nie net Volksrus se kinders nie, dis kinders van die omliggende omgewing, en nou eerslik kry daai kinders geleentheid, hulle kom so toe, speel club rugby, die skool gaan hopelik sterker word, so dis eintlik 'n mooi storie, ja, so ons het dit toe gaan aanbied vir hulle junior club. Vertel my 'n bietjie van Nico. Jy het nou nog gesê, hy was nie by Tuks nie, en so voorts, maar 'n man met baie ervaring, hy het ook toevallig hierdie naweekie bulle afgerig, soos jy nou gesê het. Hoe pas julle twee by mekaar, en hy doen nou die voorspelers, jy doen die agterspelers, maar julle as 'n kombinasie, wat maak dit werk? Ja, so 'n bietjie geskiedenis van my Nico, so ek ken Nico eintlik nou al van, ons probeer uitfigure wanneer was dat presies 'n datum, maar ek dink die 2000 rond gewees. So ek was by die Valke gekontrakteer die eerste keer in 98, toe 99, 2000, hier 2001, toe het Nico in die groep ingekom, ek dink was 2001. So ons het een seisoen, het ons so saam gespeel. Toe was hy in 'n Valke groep, so ons ken mekaar al van daai tyd af. Maar toe het obviously ons paadjies geskei, Nico het toe nog lank provinsiaal gespeel. Ek het hom nou oor die naweek gevra, ek dink hy het iets soos 200 provinsiale games gespeel, provinsiale wedstryde gespeel. En toe hy ophou speel provinsiaal, toe speel hy klub. Toe speel hy, ek weet nie hoeveel klubwedstryde nog nie. En toe word hy afrigter, hy gaan my moet korrigeer, hy gaan kwaad wees, maar as ek nie sy storie presies ken nie. Maar toe word hy afrigter by Pretoria Polisie. En toe het Pretoria Polisie en Koens later saam gespeel, toe wen hy Carlton, hy die Carlton beker gewen, maar meer as een keer. Hy gaan vir jou die feite moet gee. Ek luister mos ek gewoonlik, as ek voort praat, luister ek gewoonlik nie. So, maar okay. En ja, toe het hulle Carlton gewen, en toe sy tik van Carlton af, sy toe Tuks toe, lang by Tuks gecoach, 2 jaar was die beker gewen, toe het Menlo hom genader as direkteur van rugby,
toe was hy by Menlo en Tuks. Eers net toe het hy by Tuks net 'n jaar wat alles skeefloop. Jy weet, ek Ek dink onthou jy daai verloor jaar. 5 games. Ja, jy verloor 5 games met soos 'n punt of 2 of 3. En jy vir die ouens wat dit nie weet nie, afrigting, daar's 0 to 0 to 0 to 0 to 0 to 0. Dit is hoe sê Rassie? The highs are very high and the lows are very low. So en ja, toe is hy weg by Tuks en Menlo en dis presies toe. Hy's net weg gewees by hulle. En dis toe ek hom gebel het. So maar ons werk baie lekker saam. Hy is ongelooflik passionate oor die game en afrigting. En hy's ook daai tipiese student van die game, né? Tipiese student Ja, vandag hy weer is reg. stuur vir my kyk hierdie aanvalspatroon en daai ding. So absoluut student, maar ons werk baie lekker saam. Hoor maar, julle het 'n paar akademies ook nou. Ek dink Midstream en hier by Hazeldean, Silver Lake se kant by Kuro. Is dit nog steeds daar? Ja, nee. So het 'n paar vraaggoedjies nou. So Midstream het ons nog Kiro nie meer nie. Ons het nog die swart een in Namibia, die een in die Kaap het ons nog, die Rustenburg. Nee, ek dink nie meer die Rustenburg een nie. So maar dis ook 'n ding. Ek weet vir ek Nico hard die meeste van daai, want hy doen dis baie vir die goed is online. Hy stuur vir die ouens programme en oefeninge en sulke goed. So maar ons hoop om met die app, want ons glo met die app gaan ons meer mense kan bereik en jy gaan meer dit gaan makliker wees vir ouens om af te rig wat nie. Die ding is ons is in Pretoria veral. Hier is jy bederf. Jy het as jy vandag vir my sê soek 'n skopafrigter, kan ek vir jou een kry. 'n Hacker, ek kan vir jou daar's soveel hulpbronne, maar jy vergeet daai plattelandse skole, hulle het nie daai hulpbronne nie. En ons hoop om dit maar deur die app te doen. So en ons hoop om die akademies ook meer deur 'n app te hardloop waar jy kan, maar dan kan ons elke afrigter kan jy upskill wat dit aan betref deur die app. Dis baie interessant. Right, so in die vervolg gehad vir rugby podcast, ons gaan nie net fokus op skole nie, ons gaan eintlik reg deur die jaar aanhou. Ons gaan nou net oor Desember werk nie. So sien hoe begin ons volgende jaar, maar dan is die skool dalk weer begin. Is ons terug in die saal, die Noord-Suid natuurlik, die eerste ding wat begin. Vir een van die eerste toernooie, dan gaan ons weer Kim Pieter Sou en daai manne gesels en jy gaan met hulle gesels. En 'n paar lekker interessante mense wat jy opgelei het wat jy nou nie die name wil noem nie, maar dit gaan opwindend wees as dit kan regkry. So dankie Dion, dis lekker. Dis altyd lekker om met jou te gesels. Deesdae gesels jy mos op jou eie. Ek moet maar net in die agtergrond sit en director speel. Ja, en ek wil eintlik sommer net vir die geleentheid gebruik maak vir jou dankie te sê. Ek sê vir ek het die maklike werk. Ek gesels lekker met die interessante mense en vra hulle vrae en gesels as ons om 'n braai sit en jy doen al die harde werk aan die ander kant om alles so mooi te laat lyk of so mooi as moontlik te laat lyk. Jy kon nog niks vir my doen nie, maar Ek gaan 'n filter opsit met 'n kepsie of 'n bos hare of something. You never al die foutjies uit te sny en so ek het waardering vir jou. Ons gaan hopelik nog 'n klompie interessante mense op hê. En interessante goed. So goed wat ek nou snel Janie Brooks oor rondom die kondisionering en ons wil nog met Spoedsmit. Ja, alhoewel so dit gaan vir my vanuit dis rugby en alles wat rondom rugby draai, van kondisionering tot beserings tot interessante afrigters, interessante mense in rugby. So ja, enigiemand wat voorstel het, ons gesels met enigiemand. Dis soos ek noudag sê, ek het 'n afrigter gebel van 'n dorpie, klein dorpie. Hy sê nee, maar ek is nou nie 'n groot agterrigter by 'n groot skool. Ek sê vir hom nee, dis juis. Ons gee nie om nie. Ons praat alle rugby met almal. Ja. Dis die ding. So ons daai uitnodiging wat ons begin van die podcast uitgerig het, maak seker mense ons gaan die kontakbesonderhede hier onder sit. As jy voel jy wil 'n bietjie met ons kon gesels op die podcast, stuur vir ons 'n boodskap, 'n e-mail of 'n ding. Dion gaan ons jou nommer seker onder sit, dan kan julle mense jou WhatsApp en dan kom gesels julle met ons. Jy weet dis ons baie lekker om 'n bietjie iets anders op te gesels, jy weet, bietjie meer
Dan kan ek net so vir oor die Bulle en die Stormers en die Springbokke praat. Rugby is baie meer as net dit, né? Is dit nie? Jy het nou reg gesê jy kyk eintlik meer skool rugby as wat jy provinsiale rugby kyk. So dankie Dion en dankie vir die hulp man. En dankie vir jou moeite om hierdie ding te laat werk. Dit is my lekker om saam met julle ouens te gesels met jou en Nico en veral en sien uit na volgende jaar. Gaan lekker wees. Ja, nee, thanks India. Waardeer. Dis die Rato Rugby podcast. Slegs op Raakvat Rugby.